Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem? As hy voor jou staan, sal jy hom ken jy dan die man van Golgotha? Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit soos gewoonlik goed met u gaan en dat die waarheid van die woord van die Here steeds vir u van kardinale belang is. Nou, ek doen 'n reeks oor die godheid van Jesus Christus, die mees belangrike leerstelling of onderwerp in die woord van die Here. En dit is baie ernstig. Die woord het vlees geword, God is openbaar in die vlees. Met ander woorde, God het mens kom word. En daarom moet ons weet met wie ons te doen het. Ons moet verstaan wie is Jesus Christus werklik, want dit is die kruks van die evangelie. Dit is waarvan jou saligheid afhang. Wat jy glo oor Jesus gaan bepaal waar jy jou ewigheid gaan deurbring. En daarom gaan ek vandag so 'n video of 2 vir u speel. Ons gaan kyk na 'n hele paar skrifgedeeltes. Hoekom is God geopenbaar in die vlees en hoekom is Jesus waarlik God? So kom ons spring dadelik weg. Nou ek begin met die mees belangrike skrifgedeelte, 'n baie omstrede skrifgedeelte wat baie keer misverstaan word, en dit is in 1 Johannes 4 vers 2-3. Die woord sê, hieraan ken julle die gees van God, elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het, en hy is nou al in die wêreld. Nou hierdie skrifgedeelte sê nie net dat ons moet glo dat Jesus gebore is nie, want ons almal weet dit. Elkeen weet dat hy gebore is, die meeste mense glo dat hy gebore was. So dit gaan nie daaroor dat hy gebore was nie. Hierdie skrifgedeelte en die konteks hierin is baie belangrik. Dit sê eintlik vir ons, elkeen wat nie glo dat God mens kom word het in Christus nie. As jy dit nie glo nie, het jy die gees van die antichrist. Ander woorde, dit sê Jesus het vlees geword. God het vlees geword. God het onder ons kom woon. Hy het waarlik mens kom word. En dit is waaroor dit gaan. As jy dit nie kan glo nie, dan het jy die gees van die antichrist en is jy verlore. En so baie wil dit nie glo nie, maar die gevolge sal later kom. Nou kom ons gaan luister na die eerste videoklip van Bodie Buckham, waarin hy praat oor die geboorte van Christus en wie is Jesus waarlik. The birth of Jesus was providential. In other words, the birth of Jesus was part of a plan. The birth of Jesus was part of God's plan. A specific plan for a specific purpose. We learned a little something about that plan in the next phrase. When the fullness of time had come, God sent forth his Son. Jesus is not like God. He is not close to God. He is not almost God. Jesus is God. In the fullness of time, God sent forth his Son. Nou ja, dit is baie belangrik om dit te glo. Kom ons gaan kyk na 'n paar skrifgedeeltes. Die eerste ene is Johannes 1:14. Die Bybel sê die woord het vlees geword. Met ander woorde, hy is gebore in 'n liggaam en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dis waaroor hy gekom het. Hy het vir sy lewe kom aflê in 'n liggaam aan die kruis. Kom ons gaan kyk na 'n ander skrifgedeelte in die Efesiërs 4 vers 4-6. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba, Vader. So Jesus Christus het gekom op die regte tyd in die geskiedenis van die mensdom. So het God dit bepaal en het hy mens kom word en onder ons kom woon en hy het sy lewe kom aflê. Dis die rede hoekom hy gekom het.
Hy het die sonde op hom geneem op die kruis van Golgotha, sodat ons losgekoop kan word onder die wet. Nou lewe ons onder genade en in waarheid deur sy Heilige Gees, deur wie ons roep Abba Vader. Baie, baie belangrik. Nou, Jesus se geboorte was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees. En hierdie is 'n belangrike skrifgedeelte. Die geboorte van Jesus was bewerk deur die Heilige Gees, deur God self. Dis nie deur die wil van 'n mens nie, maar deur God self. As hy nie gebore was deur die werk van die Heilige Gees nie, sou Jesus nooit die verlosser kon wees nie. Hy sou nooit God in die vlees wees nie, maar nou is hy, en dit is baie belangrik. Nou is Immanuel, God met ons, toe hy gebore word, is hy God met ons. Kom ons gaan kyk in die Ou Testament, want God is met ons, Immanuel. Jesaja 8 vers 10, ek het dit net verkort, so God het mens kom word, hy's God in die vlees, Immanuel, God met ons. Dit is baie belangrik om te verstaan, dat hy eintlik dan God in die vlees is. Nou, wanneer ons lees in Matteus 1:23, sê dit vir ons duidelik, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En dis baie kosbaar, dis baie belangrik dat ons dit sal glo. Hy is nie maar net 'n gewone mens nie, maar hy is God in die vlees. En mense moet hierdie goed glo, want as jy dit gaan verwerp, het jy groot moeilikheid by God. En jy jou saligheid mis, want dit is, soos ek sê, die kruks van die evangelie. Jesus het gekom om ons sondes op hom te neem. Hy is Immanuel, hy is God met ons. Dis baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk na die incarnation van Jesus, die incarnasie. Incarnation from the Latin carnus, meaning flesh. This is carnal, dis vlees. It refers to God taking on human flesh and becoming man in Jesus Christ. God het 'n liggaam aangeneem, hy's in 'n liggaam gebore. As jy na daai persoon kyk, Jesus Christus in die vlees, dan sien jy eintlik God in die vlees. En dit is wat dit is. En so baie mense dink dat dit nie so kan wees nie. Nou kom ons gaan lees wat hier staan. The incarnation is the Christian belief that God took on human form by becoming Jesus. Incarnation literally means to take on flesh. For Christians, the incarnation shows that Jesus was fully God and fully human. It is an essential part of belief in the Trinity, and in many ways it forms the basis of Christianity. So dis belangrik dat ons sal verstaan dat wat hier gebeur het, is God het 'n vleeslike liggaam aangeneem. Hy het mens kom word. En ek sê weer, hoekom? Want hy het aan die kruis letterlik sy lewe gaan aflê. Dit is wat moes gebeur het, soos daar 'n lam in die Ou Testament geoffer was, letterlike fisiese lammetjie, so die lam van God fisies aan 'n kruis gaan hang. Dis hoekom God mens kom word het. Daar's geen ander rede nie, anders sou hy enige iemand anders gebruik het, maar hy het dit nie gedoen nie. Want die lam is volmaak en Jesus is God in die vlees. Nou kom ons gaan kyk, wat sê Ahmed Deedat, is 'n islamitiese priester, of wat jy hom ook al wil noem, toe daar aan hom gevra was om 1 Timoteus 3 vers 16 te verduidelik, wat duidelik verklaar dat God in die vlees gekom het, dat Jesus Christus God is, en wat sy antwoord as volg. Wie volg jy, Jesus of Paulus? Nou Paulus het die boek geskryf in 1 Timoteus 3:16, hy sê, moet ons nie maar net vir Paulus glo nie, maar daar is motiewe agter dit. En dan haal hy Markus 12:29 aan, die ondervraag sê aan Deedat, dat hy net in een God glo, maar dit is die God wat geopenbaar is in die vlees, waarop Deedat nou antwoord, hy sê, hoe kan God vir 9 maande in sy moeder wees, in sy moeder se baar, in sy baba aan haar baarmoeder wees, en die heelal beheer? Wat 'n arrogantheid om hierdie stelling te probeer maak, omdat hulle nie verstaan wie die Trinity is nie. Hulle verstaan nie aan die drie-eenheid van God nie, die drie-eenigheid nie, hulle kan dit nie insien nie, dit maak net nie vir hulle sin nie. Nou, hierdie man, Dr. Matole Motshekga, dit is hoe seker om uitgespreek word,
Hy sê Mary was not impregnated by God. Met ander woorde, hy ontken die maaglike geboorte van Christus. Hy ontken dat die Heilige Gees die bewerker was van die geboorte van Jesus. En daar is talle sulke valse leraars. Daar is duisende, miljoene van hierdie mense wat absoluut hierdie groot leerstelling dat God het gekom in die vlees verwerp het. En daar is gevolge. Mense sien dit nie nou nie, maar wanneer die oordeel kom, sal dit 'n geweldige ding wees vir jou, om jy dit verwerp het. Dis baie, baie ernstig. Nou goed, Jesus is gebore, Jesaja 9 vers 5 in die Nuwe Testament sien ons in Matteus 1:23, maar kom ons kyk wat sê Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Nou wie is hierdie kind en wie is hierdie seun? Dis die heerskappy wat op sy skouer is en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors. Nou ek dink nie 'n mens kan 'n gewone mens sterke God noem nie. Jy kan nie Jesus Christus, wat soos baie beweer hy's 'n geskape wese, 'n sterke God noem nie. En as hy God is, hoe kan hy dan nie bestaan het voor sy geboorte, soos baie van hierdie mense sê nie. Ons gaan nou daarna 'n videoklip kyk. Nou dis wat Jesaja 9 vers 5 sê. Jesaja 7:14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Die Ou Testament is vol van hierdie profeseë dat die Messias sou kom en hulle het geweet, Abraham het geweet wie is Jesus Christus. Hy het Jesus se dag gesien en dit is baie belangrik, ons sal verstaan dat hierdie mense, die profete in die Ou Testament en hulle het almal gesien wie Jesus Christus is. Want God het dit aan hulle geopenbaar en dis baie belangrik. Nou goed, kom ons gaan kyk na die moontlike gevolge indien Jesus verantwoordelik was, of indien Josef verantwoordelik was vir die geboorte van Jesus. Met ander woorde, sou dit Josef en Maria se samekom wees en dat dan Jesus daaruit gebore sou word, sou die volgende ter sprake wees. Jesus Christus sou nie die Immanuel wees nie. Hy sou nie God met ons wees nie. Hy sou nie God in die vlees wees nie. Dis wat dit eintlik sê. Die tweede is, Jesus sou 'n sondige natuur gehad het. Dink 'n bietjie daaraan. As hy dus 'n sondige natuur gehad het, kan hy nie die offerlam van God wees nie. Hy kan nie sondeloos wees nie. In die Bybel leer hy is sondeloos. Hy sou nie God in die vlees openbaar wees nie. 1 Timoteus 3 vers 16. En natuurlik die offer sou onvolmaak wees vanweë sy sondige natuur. Hy sou nie die verlosser kon wees nie. Die Bybel sê God is verlosser, Jesus is verlosser. Hy is die lam van God wat die sondes van die wêreld sou wegneem. En as hy gebore was deur 'n menslike wil, sou hy nie dit kon wees nie. Dan kan ons 'n kruis deur die evangelie trek en dit sou niks werd wees nie. Maar dank die Here, hy het gekom as God in die vlees. Nou die woord, the word made flesh, is baie duidelik reg deur die woord van God, en daarom moet ons dit verstaan dat hy is waarlik die verlosser van die wêreld, die lam van God. Maar daar's ook valse profete onder ons to simply deceive people into believing Jesus is God Almighty, who has come in the flesh. So hulle sê nee, julle mislei mense deur te sê dat Jesus eintlik God almagtig is, wat eintlik in die vlees gekom het. Maar kom ons gaan luister na 'n videoklip van 'n Biblical Unitarian, wat natuurlik sy weergawe gee oor, het Jesus werklik as God bestaan voor sy geboorte, maar dat hy eintlik ook sê, Jesus was maar net 'n gewone mens. Niks anders nie, niks meer nie. Ons gaan luister. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. From this passage of Scripture, many assume that John sought to convey the idea that Jesus is the Word referred to here, meaning Jesus pre-existed his birth, and in fact, many believe that he eternally pre-existed as God. However, we believe that Jesus was and is a human being, and he began his existence in the womb of his mother, Mary.
And yet we also believe that Jesus is the Word referenced here in the first chapter of John. Nou ja, dit is wat hierdie mense glo. In die begin was die woord God, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. Heel aan die begin het die woord reeds bestaan, die woord van God, die woord was by God en die woord was self God, dis die nuwe lewende vertaling. Maar hierdie man sê dat Jesus het net bestaan by sy geboorte. Hy het nie bestaan as God voor sy geboorte nie, en hy erken dat hierdie Johannes 1 vers 1, dat dit praat van Jesus. Maar hierdie mense glo dat Jesus was maar net in die gedagtes van God 'n beplanning. Hy was nie letterlik by God nie, en hy is ook nie letterlik God nie. Hy is wel net 'n mens wat gestuur is in die vlees en by sy geboorte het hy is ontstaan. Nou waaroor sal Jesus sê voor Abraham was, is ek? Is dit nie skokkend hoe hierdie mense die woord verklaar nie? Maar dit is in die orde van die dag. Hierdie mense probeer die godheid van Christus ontken. En wie is die outeur agter dit? Niemand anders as Satan, die draak nie. Hy weet wie Jesus is. Hy weet, Jesus het hom geskape as 'n engel. Hy weet dit baie goed. Maar hy wil die wêreld wys en leer dat Jesus nie waarlik God is nie. Want as jy dit nie glo nie, het jy die gees van die anti-kris. En dis wil hy die wêreld mislei en wil hy die wêreld onder die oordeel hou, dat hulle nie tot bekering sal kom en gered kan word nie. Dit is baie ernstig. Nou goed, en die woord het vlees geword, in Johannes 1:14, ek gaan dit weer 'n keer lees, en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So, Jesus was by sy Vader, hy sê dit in Johannes 17, gee my weer die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld was. So hy het heerlikheid, hy het die heerlikheid gehad, hy was God wat hierdie heerlikheid gehad het, by sy Vader. Maar mense sê nee, hy is nie God nie. En die Bybel is tog baie duidelik hieroor. As ons na hierdie skrifgedeelte gaan kyk in Hebreërs 2, vers 17, dan sê dit, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word. Met ander woorde, hy moes mens kom word, hy moes 'n liggaam hê soos hulle, en 'n gewone mens, maar hy was God in die vlees. Hy het nooit opgehou om God te wees nie, maar hy het sy attributes neergelê om 'n diensknegt te kan wees. Ons gaan kyk na daai skrifgedeelte nou. Sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat met betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. So hy moes kom in 'n liggaam, sodat hy soos die lammetjie in die Ou Testament wat geoffer was, ook die lam van God kan wees, wat letterlik fisies in 'n kruis moes gaan sterf, om die sondes van die wêreld op hom te neem. En dit is belangrik om dit te glo. Nou, kom ons gaan kyk na 1 Timoteus 3:16, en ons onteensleglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, en is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidenes, geglo in die wêreld, en is opgeneem in heerlikheid. Dit is die kruks van die evangelie. As jy dit nie glo nie, is jou saligheid ingedrang, en kan jy verlore gaan. Dis belangrik om hierdie leerstelling te glo, dat God is geopenbaar in die vlees. Hy het mens kom word, sodat aan 'n kruis kan gaan hang om jou en my sondes op hom te neem. Baie belangrik. Nou goed, kom ons gaan kyk Filippense 2 vers 6, waarvan ons nou nog gepraat het. Hy wat aan die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. En dis wat Hebreërs 2 vers 7 sê, hy het in alle opsigte gelyk geword aan sy broeders. Daarom het hy was God, hy is God in die vlees, hy is God ewig. En hy was in die gestalte van God, maar hy het dit op daardie stadium geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. En deur die ontlediging van homself, sy attributes wat hy neergelê het, het hy die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Hoekom? Sodat hy kon dien en sy lewe kom gee as 'n losbaar, as 'n offer vir die wêreldse sonde wat hy op hom geneem het. En dis belangrik.
Nou die volgende skrifgedeelte, Romeine 8 vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees gestuur. Hier kan jy dit weer sien, hy het mens kom word. En dit is wat hierdie skrif vir ons leer, sodat die sonde kon veroordeel in die vlees, met ander woorde in sy liggaam aan die kruis. Baie belangrik. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy die dood hom tot niet kon maak. Dis natuurlik die Satan wat mag het oor die dood, en dit is die duiwel. So hy het op dieselfde manier het hy aan 'n liggaam soos sy broeders geword, sodat hy die dood tot niet kon maak. Ander woorde, hier wys die skrifte vir ons baie duidelik, hierdie 3 skrifgedeeltes, dat God het mens kom word. Dat hy die sonde in die vlees veroordeel het, sy liggaam aan die kruis. En dis waaroor dit gaan. So God het mens kom word, en dis hoe ons moet verstaan. As jy dit nie so glo nie, het jy 'n geweldige probleem. As jy nie glo dat dit hy is, wat sy lewe kom aflê, dat dit God is in die vlees nie, sê hy, gaan jy in jou sonde sterf. As jy nie glo dat dit ek is wat ek is nie, sal jy in jou sonde sterf. Jesus is God in die vlees, en ons moet dit glo. Ja, ek gaan afsluit met hierdie verhaal. Daar was 'n boer gewees wat 'n land geploeg het, en terwyl hy so ry en ploeg, het hy 'n muurshoop gesien met mure wat besig is om hierdie muurshoop te bou. En hy gaan hierdie muurshoop omploeg, en hy moes hulle waarsku dat hy gaan dit kom omploeg. En hoe sou die muurhonde verstaan as hy wat 'n mens is nie 'n muur is nie? So wat die boer moes doen, hy moes 'n muur word, sodat hulle hom kon verstaan. En toe hy 'n muur word, toe kom praat hy met hulle en kon hy verstaan. En hulle die mure gesien, okay nee, die boer gaan hierdie ding omploeg, kom ons gee pad. So, dit is wat moes gebeur. God het mens kom word. Hy moes mens kom word en onder ons kom woon. En nou verstaan ons hom, nou verstaan ons wat hy kom doen het, toe hy mens kom word het. En dis baie belangrik. Nou ja, soos ek sê, so moes God mens word, en onder ons kom woon, en redding bring vir die mensdom. Baie dankie dat jy saam geluister het, en mag die Here ons oë open deur die skrifte om te verstaan wie Jesus Christus werklik is. God in die vlees. Jesus is God, en ek dank die Here daarvoor. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels. Totsiens.